Baie welkom weer by Leeflig. Dit is heerlike lente en die winter is dankie tog verby. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel nog steeds om te keer dat hierdie klein toestelletjie, ja my foon, nie my hele lewe oorneem nie. So baie van my werk gebeur op die foon en dis handig, ja. Maar ook gevaarlik, want hoe trek 'n mens 'n streep? Hoe beheer jy jouself sodat jy gesonde en goeie gewoontes ontwikkel rondom jou digitale gebruik? Dis die vraag waarmee ek al 'n hele ruk sukkel. En daarom lees ek daaroor, dink daaroor en ek probeer regtig waar beter gewoontes in plek sit. Want kom ek vra jou eerlik, het jy al van daardie dae gehad waar jy aan die einde voel, jy was ongelooflik besig. Jy het e-posse geantwoord, WhatsApps gestuur, op versoeke gereageer, dalk selfs in 3 vergaderings gesit. Maar as jy mooi dink, het jy niks niets geskep nie. Jy het niks bedink wat jou regtig trots maak nie. Jy het nie iets gedoen wat jou nader aan jou roeping bring nie. Jy was besig, ja, maar nie betekenisvol nie. Dit is alles die moderne illusie van produktiwiteit. Ons word verneek om te dink, ons het baie gedoen, om te voel, ons het baie vermag, maar eintlik het ons net ons aandag uitgegee aan ander mense se prioriteite. En dis presies waarby ons vandag gaan stilstaan. Nou dis iets wat my regtig interesseer en wat my oë weer bietjie laat oopgaan het, want ek wil regtig nie net werk nie. Ek wil werk wat sin maak. Ek wil nie net besig wees nie, ek wil teenwoordig wees. En ek hoop, regtig iets van vandag se gesprek resoneer met jou en help jou ook soos dit my help. Nou ons gaan gesels oor hoe om te werk met diep konsentrasie en regtig volle aandag te gee aan ons werk. Want hier is die waarheid. Om diep gefokus te werk is nie net 'n vaardigheid nie, dis deesdae regtig 'n superkrag. En soos enige superkrag, moet dit geoefen word. Dis soos 'n spier. Jy bou dit met herhaling, met ritme en met weerstand. En nee, dit gebeur nie van self nie, veral nie in 'n wêreld wat jou aandag wil koop, aflei en versplinter nie. Ons leef in 'n wêreld wat ons aandag versplinter. Selfone ping en e-posse word gestuur en WhatsApp groepe roep ons naam en ons voel gedurig asof ons net moet reageer. Maar wat as ek vir jou sê as jy regtig produktief wil wees? Lê dit nie in harder werk nie, maar in stiller werk, in slimmer werk. Ek het Cal Newport se boek Deep Work onder oë gehad, miskien het jy al daarvan gehoor, en ek het toe nou daarin 'n klomp juwele ontdek, wat ek vandag met jou wil deel en wat ek nogal dink sinvol is as 'n mens dit kan implementeer. Nou hy sê, diep werk is daai vermoë om sonder enige afleidings op 'n kognitief veeleisende taak te fokus. Dis daardie tipe werk wat jou toelaat om jou hoogste vlak van kwaliteit en doeltreffendheid te lewer. Dis nie net slim werk nie, dis betekenisvolle werk. Dan is daar natuurlik die teenoorgestelde. En dit is oppervlakkige werk, of as ons kan sê vlakwerk. Dis daardie nie veel eisende take wat ons dikwels onderbreek met afleidings soos e-posse te beantwoord, in vergaderings te sit waar niemand regtig weet hoekom hulle daar is nie, of om net vinnig op Instagram te gaan kyk. Oppervlakkige werk skep selde nuwe waarde en is maklik om te kopieer. Niemand gaan jou ooit vra, "Sjoe, het jy daardie e-pos so uniek beantwoord nie?" Die ding is,
Hierdie manier van diep werk raak alles skaarser in ons hiperverbinde wêreld. Maar dit word ook al hoe meer waardevol. Die mense wat leer om dit te doen, om regtig te fokus en te verdiep in hulle werk, hulle floreer. En die wat nie, hulle sukkel om relevant te bly. Want kyk, ons leef in 'n wêreld van outomatisering, kunsmatige intelligensie en globalisering. En dit beteken dat roetinetake en oppervlakkige werk al hoe meer deur rekenaars oorgeneem gaan word. As jy regtig wil uitstaan, moet jy iets kan doen wat nie maklik geautomatiseer kan word nie. Jy moet die vermoë hê om komplekse dinge vinnig aan te leer en uitsette van 'n hoë vlak te lewer, sowel in kwaliteit maar ook in spoed. En albei vereis intense konsentrasie. Dink byvoorbeeld aan 'n sagteware ingenieur wat 'n nuwe programmeringstaal bemeester. Of 'n sakebestuurder wat 'n unieke bemarkingsstrategie ontwikkel. Of 'n skrywer wat 'n komplekse, kreatiewe manuskrip skep. In al daardie gevalle is oppervlakkige werk is eenvoudig nie genoeg nie. Dan seker een van my gunsteling onderwerpe is die van multitasking. Dit klink so slim, nê? En ons dames, vrouens beroep onsself altyd daarop dat ons kan multitask. En seker goed kan ons seker dit doen, maar partykeer, dit is daai gevoel asof ons alles te gelyk aanpak, is eintlik net 'n mite. Die waarheid is, jou brein kan nie multitask nie. Neurowetenskap wys dat ons multitasking, wat ons multitasking noem, eintlik net 'n vinnige taakwisseling is. Jou brein skakel nie parallel tussen take nie. Dit spring heen en weer. En elke keer as dit spring, dan verloor jy fokus, energie en akkuraatheid. Ek het al probeer om 'n e-pos te tik, 'n Zoom-vergadering te volg en intussen my kind se wiskundehuiswerk daarmee te help. Teen die einde het ek vir 'n kollega gesê ek is 7 en vir my kind, sal jy asseblief daardie verslag teen Vrydag stuur. Multitasking? Nee. Dis chaos met 'n Wi-Fi verbinding. Ons dink ons multitask soos 'n rekenaar. Maar ons brein is meer soos 'n ou tannie met 'n pen en 'n notaboekie. Sy wil een ding op 'n slag doen en sy raak vies as jy haar onderbreek. Cal Newport, hy gebruik die term van attention residue. Die oorblywende aandag van die vorige taak wat jou huidige taak binnendring. Dis wat dit is. Jy begin eintlik nie vars nie. Jy begin met 'n brein wat nog vasgevang is in die vorige ding. En dit maak jou moeg, gefrustreerd en dikwels ontevrede met jou werk. Maar wanneer ons dit reg kry om ons so te verdiep in ons werk, sonder afleidings, dan gebeur daar op 3 vlakke iets eintlik baie besonders. Eerstens, neurologies. Wanneer jy jouself so verdiep, dat jy amper in jou werk verlore raak, jy verloor skoon tred van tyd, dan noem die geleerdes dit 'n toestand van flow. Jou brein is op sy gelukkigste en mees produktiefste wanneer jy in flow is. En dit is vreeslik vervullend. In daai toestand skei jou brein dopamien en ander gelukchemikalieë af, wat jou 'n gevoel van bevrediging en energie gee.
dis neurologies gesond en betekenisvol. Want ons brein is nie gemaak vir konstante afleiding en oppervlakkige stimuli nie. Inteendeel. Tweedens gebeur daar psigologies ook iets besonders. Mense, as jy mooi daaroor dink, het deur die eeue het hulle betekenis gevind deur iets tasbaar en waardevol te skep. As jy byvoorbeeld dink aan 'n meubelmaker wat 'n tafel bou, of 'n kunstenaar wat 'n skildery voltooi, of 'n skrywer wat 'n manuskrip afrond. Selfs al is baie van ons werk vandag digitaal en onsigbaar, geld dieselfde beginsel. Wanneer jy jou volle aandag gee om iets moeiliks en waardevols te skep, ervaar jy trots en doel. Oppervlakkige werk bring selde daardie gevoel, want dit laat nie 'n duidelike, blywende spoor van waarde nie. Psigologies gesproke, voel ons meer vervuld as ons soos vakmanne met ons tyd en ons talente omgaan, deur diep werk te doen en te konsentreer, te fokus op wat ons doen, sonder enige afleidings. En dan derdens gebeur daar iets filosofies. Wanneer ons aandag ten volle aan iets betekenisvol gee, grond dit ons in die werklikheid. Dit anker ons lewens in tasbare prestasie, eerder as oppervlakkige afleiding. Dis soos om weer te voel, ek het iets gedoen wat saak maak, nie net iets afgehandel nie, maar iets geskep, iets wat blywend is. Nou kyk, as ons praat van mense wat weet hoe om te fokus, dan moet ons net vir 'n oomblik stil staan by Bill Gates. Een van die mees produktiewe en invloedryke mense van ons tyd. En weet jy wat hy 2 keer per jaar doen? Hy trek homself heeltemal terug vir wat hy noem 'n think week. Hy gaan na 'n afgeleë houthut, geen internet, geen personeel, geen afleiding, en hy lees. Hy dink, hy skryf idees neer, en uit daardie stil weke het sommige van Microsoft se grootste strategiese rigtings ontstaan. Nie in 'n vergadering nie, nie in 'n Zoom oproep nie, in stilte. En dan as jy dalk 'n Harry Potter aanhanger is, sal jy hierdie een geniet. Terwyl J.K. Rowling aan die laaste boek gewerk het, Harry Potter and the Deathly Hallows, het sy gesukkel om regtig genoeg stilte en fokus te kry. Sy het reeds bekendheid gehad, mediaverpligtinge, 'n gesin, alles wat haar aandag verdeel het. Uiteindelik het sy besluit om in 'n hotel in Edinburgh in te check, net om die boek klaar te kry sonder afleidings. Nou, hoekom vertel ek jou dit? Want hierdie voorbeelde, alhoewel hulle dalk bietjie ekstreem is, wys vir ons tog iets belangrik. En dit is dat diep werk gebeur nie toevallig nie. Jy moet dit doelbewus beskerm. Jy moet dit struktureer en jy moet plek maak vir dit. En dis die hart van diep werk. Om jou brein die ruimte te gee om te dink. Om nie net te reageer nie, maar ook om nie te skep. Om nie net te werk nie, maar ook kreatief te wees. Nou, Craig McEwen sê dit baie mooi in sy boek Essentialism. Hy sê, if you don't prioritize your life, someone else will. En dit is so waar. En dis waar gefokuste werk jou vry maak. Jy is jou eie baas. Jy word nie voorgeskryf nie. Wanneer ek en jy leer om ons aandag te rig, om afleidings doelbewus uit te skakel en om ons
energie op een ding te plaas, dan gebeur daar iets merkwaardig. Jy kry so waarheidsvragies meer gedoen in minder tyd. Maar jy kry nie net werk gedoen nie, jy kry in die proses om in jou lewe ook terug. James Clear wat Atomic Habits geskryf het, wys hoe klein gewoontes eintlik 'n groot impak op die lange duur maak. Byvoorbeeld, net om jou foon net vir 'n uur op 'n dag af te sit, selfs net in 'n ander vertrek te gaan bære en te fokus en te werk, kry jy soveel meer gedoen. Of om jou dag in blokke te beplan. Dit kan jou help, jou brein help, om in 'n ritme van fokus te kom. En daardie ritme bring nie net produktiwiteit nie. Dit bring ook 'n gevoel van vrede binne ons. Onthou, om te konsentreer is soos 'n spier wat jy moet oefen. As ek en jy voortdurend toegee aan die een afleiding na die ander, dan verswak ek en jy daai konsentrasiespier. Dis asof ons in vandag se wêreld, is ons bang om verveeld te wees. Ons is bang vir verveling. As daar net enige gaping is, jy sit byvoorbeeld in 'n tou en jy wag, of jy sit in die verkeer vas, of daar's net selfs 'n 30 sekonde breek, wat doen ons dadelik? Ons gryp ons fone. En hierdie konstante dopamien-afskeiding leer jou brein om die heeltyd iets nuuts te verwag. Daar moet iets heeltyd nuuts kom wat ons kan vermaak. En dit maak dit uiteindelik dan moeiliker om vir langer tye te kan fokus net op een ding. As jy diep werk wil doen, dan moet jy jou brein weer leer om verveeldheid te kan hanteer, sonder om daarvan te probeer ontsnap. Besluit byvoorbeeld, jy gaan net om 11:30 en 4:00 in die middag, gaan jy na jou e-pos kyk, nie tussenin nie. Dit leer jou brein dat onderbrekings is nie konstant nie, dit word beheer. Die doel op die einde van die dag moet vir ons wees om nie verveling uit te skakel nie, om dit ten alle koste te probeer vermy om verveeld te wees nie. Maar ons moet eintlik verveeldheid verwelkom weer in ons lewe, om eenvoudig net daarmee te sit en om dit te verduur. So, wanneer jy onrustig voel, terwyl jy in 'n ry wag of tussen take deur, dissiplineer jouself. Moenie dadelik jou foon gryp nie. Bly net teenwoordig. Kyk om jou rond. Wat sien jy? Wat hoor jy? Wat ervaar jy? Deur daai drang net te weerstaan om elke keer jou nuuskierigheid of jou lus vir stimulasie te bevredig, herbedraad jy jou brein om stilte en eentonigheid te aanvaar. En dis belangrik. Want diep werk, voel dikwels aanvanklik, voel dit dalk 'n bietjie vervelig. Die volgehoue inspanning gee nie konstant iets nuuts nie, maar ek kan jou beloof, die beloning, daai bevrediging, daai satisfaksie, kom wel later. En ons het nodig om verveeld te wees met tye, want dit help ons om kreatief te wees. Nou nog iets wat Cal Newport my geleer het, is iets wat hy noem produktiewe meditasie. En dis eenvoudig. Terwyl jy loop, draf, stort, kies iets waaraan jy tans werk. Iets waarmee jy dalk sukkel, 'n probleem wat jy besig is mee, iets wat 'n raaisel, 'n produk wat nodig het wat jy besig is om te ontwikkel, of 'n werkstuk wat afgehandel moet word, of 'n proefskrif wat moet klaar. En dink daaroor in daai tye wat jy loop, stort, draf. En as jou gedagtes begin dwaal, bring dit weer net terug na die probleem. En oor tyd bou dit jou konsentrasiespier en jou vermoë om te fokus. Dis eintlik soos meditasie, maar met 'n probleemoplossing twist op die einde van die dag.
En dan, iets wat ek persoonlik nogal van hou, nie almal gaan hiervan hou nie, ek verstaan dit, maar dis die idee van minimalisme. Ek is nou nogal 'n aanhanger van die idee om bietjie eenvoudiger te leef en met minder te leef. Ek sukkel nog daarmee, maar ek probeer, ek oefen dit. Maar wat van as dit kom by digitale minimalisme? Dis nie 'n tegnologie dieet nie. Dis meer 'n filosofie. Dit vra watter gereedskap voeg werklik waarde tot my lewe toe. En watter laat my net eenvoudig besig voel sonder enige betekenis. Jy moet nou onthou dat sosiale media platforms is ontwerp om verslawend te wees. Dis hulle hele doel. Hulle is so aan mekaar gesit. Hulle is gemaak om jou konsentrasie af te breek. Digitale minimalisme sê wie aan die ander kant, jy hoef nie alles te gebruik wat beskikbaar is nie. Jy hoef nie elke moontlike toep op jou foon te hê nie. Jy kies doelbewus. Jy besluit, jy gebruik tegnologie om jou waardes te dien, nie om jou aandag te steel nie. Jy skep ruimte vir stilte, vir nadenke en vir teenwoordig wees. Wanneer jy leer om diep te werk, om gefokus te werk, dan skep jy op die lange duur ruimte vir rus, vir selfsorg, vir familie, vir geloof, vir die dinge wat nie op jou to-do-lysie staan nie, maar wat jou lewe wel betekenis gee. En jy hoef nie Bill Gates te wees om dit te doen nie. Jy kan jou eie think hour begin. 1 uur per dag, waar jy stil werk, sonder afleiding, sonder geraas, net jy en jou gedagtes. Hoe klink dit vir jou? Jy sal verbaas wees oor wat daar begin groei. Jy sal verbaas wees oor dit wat jy skep en die gedagtes wat na vore kom, nuwe idees. Die punt is, die wêreld sal altyd raas. Maar jy hoef nie saam te raas nie. Jy kan kies om teenwoordig te wees. Jy kan kies om gefokus te werk, sodat jy vryer kan leef. En dalk, net dalk, is dit die begin van 'n nuwe ritme. Een waar jy nie net meer gedoen kry nie, maar waar jy meer van jouself terugkry. Ag, ek wil jou uitnooi om dit te probeer. Dit het regtig waarde. Ek hoop dit verryk ook jou lewe en dit is vir jou sinvol. Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my geluister het. En onthou, gaan kyk gerus ook op YouTube of op Facebook, wat ook al vir jou die maklikste is. En dan gaan ek die artikel ook op my webtuiste sit van www.livelight, leef lig, vir die mense wat meer lief is om iets te lees. Jy is welkom om daar te gaan kyk. Tot volgende keer. Onthou, leef lig.